Vader, in hierdie oomblikke kom gee ons vir U al die eer en is ons net so bewus van U wat deur die Gees aan die werk is aan die binnekant van elkeen van ons. Ons is maar net mense, net gewone mense. Maar U die vermoë om hierdie gewone mense toe te rus met U Gees. En ons te vertrou met hierdie taak om hierdie kosbare evangelie uit te dra. Disippels te maak. Oral waar ons gaan, U lig deur ons te laat skyn. Dankie dat U ons nie net kies nie, maar met ons is, by ons is. En dankie Heilige Gees dat U ons toerus vir hierdie taak en dat U elke oomblik by ons is, ongeag of wat ons ervaar en wat ons sien en beleef, in die goeie tye en die moeilike tye. Dankie dat U elke oomblik by ons is en in hierdie oomblikke waar ons so saam kan aanbid. Kom ons en ons sê vir U so dankie. Dankie vir hierdie geestelike familie wat soveel dinge saam kan beleef, oomblikke van bediening en van saam bid en saam die Here vertrou, saam lag, saam huil, saam die lewe doen. Dis 'n voorreg. En ons gee U al die eer daarvoor. En Heilige Gees, waar ons 'n oomblik om die woord gaan sit, kom vra ons soos altyd, U sal oopbreek, soos net U kan, dat dit sal lewendig maak in ons harte, soos net U kan. Dat dit nie 'n woord sal wees, ons vanoggend net sal hoor en dit iewers gaan bære nie, maar dat dit sal oorgaan. Ons sal aktiveer, dat ons sal daders word van hierdie woord. Oral waar ons gaan. Mag dit so wees. Dus dankie daarvoor. Ons bid al die dinge, sê dankie vir al die dinge. In die kosbare naam. Die naam ver bo alle name. Daar is ons net een. Sy naam is Jesus Christus. En almal sê, amen. En amen. Baie dankie. Jy kan sit vir 'n oomblik. Hier het nou al so baie dinge gebeur op hierdie verhoog vanoggend in ons gemeente en dit is so lekker om 'n deel van so 'n gemeente te wees. Ons tieners beweeg uit. Dankie vir ons aanbiddingsspan. Ons het saam gaan bid en is lekker om die Here te aanbid en ons het nuwe lidmate verwelkom en ons het gebid vir die eksamens en almal wat eksamens skryf en verjaarsdae gevier en bedieninge oorgesels wat gebeur en alles en nog wat. En wat 'n voorreg om deel van so 'n gemeente te wees. Ons gee God al die eer vir elke oomblik, vir alles wat in ons gemeente gebeur. Van ons kinderkerk, van die jongstes af, dwars deur alle bedieninge, alles wat hy doen, tot daar in die uithoeke van die aarde, waar daar lande is wat vervolg is, daar in die noorde van Afrika. En ons daar kon bid. Wat 'n voorreg. Ons is in ons laaste week van ons drywe-boer reeks. Kan jy glo, hy is alweer op sy rug amper. En ons het hierdie hele 3 weke wat verby is, het ons stilgestaan by hierdie gedeelte in Johannes 15. En ons het hom gelees en gekou en deurgesels en ek wil hom vir oulaas vir jou nog een keer lees. En dan wil ek so 'n laaste iets oor gesels oor hierdie reeks. Maar hierdie is net so 'n gedeelte. Ek dink ek het die eerste week gesê, ek kan nie meer onthou nie. Maar dat hierdie een van daardie gedeeltes is wat as jy dit verstaan en as jy dit begryp en as jy die Heilige Gees toelaat om dit wakker en lewendig te hou in jou hart, het hierdie gedeelte in Johannes 15, daardie eerste paar verse, net die vermoë om jou verhouding met God so mooi te illustreer en te verduidelik, dat ons vir altyd geïnspireerd gaan wees, vir altyd gefokus gaan bly oor wie ons is, wie God is, hoe ons verhouding lyk, wat ek moet doen, waarmee ek moet besig wees, en hoe hy aan die werk is aan die binnekant en hoekom hy aan die werk is. Dis so 'n gedeelte. Ek lees vir jou vers 1 tot 5 weer, en dan gaan ek verder gesels, maar net so om jou te verfris, dalk kuier jy by ons vanoggend vir die eerste keer, dan het jy nog nie saam met ons gelees nie, maar as jy jou Bybel het, maak saam met my oop, daar by Johannes 15 van vers 1 af. Ek lees vir jou die Nuwe Lewende Vertaling, en dit klink soos volg. Jesus is aan die woord en hy sê, ek is die ware druiwestok, en my Vader is die tuinier. Elke loot aan my wat nie vrugte dra nie, sny hy af. Elkeen wat egter vrugte oplewer, snoei hy, sodat dit nog meer vrugte kan dra. Julle is reeds skoon gesnoei deur die boodskap wat ek met julle gedeel het. Julle moet aan my verbonde bly, soos ek aan julle. 'n Loot kan nie uit sy eie vrugte dra, as dit nie aan die druiwestok verbind bly nie. En so julle ook nie, as julle nie aan my verbonde bly nie. Dan vers 5. Ek is die druiwestok, julle is die lote, wie aan my verbonde bly en ek aan hulle dra baie vrugte, want sonder my
kan julle niks doen nie. Hierdie fantastiese gedeelte, waar Jesus kom en hy praat van God die Vader as die tuinier, of in ons konteks, die druiweboer. Hy beskryf homself as hierdie druiwestok, hierdie wingerdstok, ons die lote wat groei uit hierdie druiwestok uit, en die Heilige Gees wat in ons lewens kom vrug voortbring. En dis die doel. Ons moet vrug dra. En die Heilige Gees toelaat om hierdie vrug in ons lewe voort te bring. En vanoggend wil ek so 'n bietjie gesels, ons het nou al 3 weke oor baie aspekte hier gesels, en ek wil nie herhaal nie, as jy 'n boodskap gemis het iewers, gaan luister dit aanlyn, gaan vat hom so van die begin af weer, en maak so 'n Bybelstudie daarvan, gaan luister na ons podcasts weer, of ons potgoeie weer, na elke Sondag, net so terloops, na elke Sondag boodskap, is daar 'n podcast wat uitgaan, so deur die week op 'n Maandag, so gaan luister hom, werk hom deur, maak 'n regte Bybelstudie, dat 'n Sondag woord nie net by 'n Sondag bly nie, maar laat hom so saam met jou reis deur die week. So as jy gemis het, gaan terug, gaan luister in ons preke en ons podcast. Ek wil vanoggend gesels oor seisoene. Want in hierdie gedeelte kom Jesus en hy praat van 'n wingerd. En hy praat van seisoene wanneer hy kom praat van 'n wingerd. Want vir ons wat die voorreg het om hier in die Kaap te bly, ons ken wingerd. En as jy so ry en hier's 'n prentjie van die Kaap, as jy daar in Stellenbosch omgewing ry of waar jy ook al is, dan sien jy die wingerde. So ver as jy kyk, ry jy, en elke keer as ek daar ry, dan dink ek net, "Sjoe, dis mooi. Dankie Here dat ons in die Kaap kan bly, dat dit so mooi is." En ons ken wingerd, en ons sien wingerd wanneer ons so ry. En ek hoef nie vanoggend vir jou te sê nie, en jou te herinner nie, want as jy in verskillende seisoene al deur die wingerde gery het, sal jy weet dat die wingerde hier in die Kaap lyk anders in elke een van die 4 seisoene. En dit moet so wees. Die wingerd moet vrug dra. En die Heilige Gees kom en hy produseer vrug. Maar die 4 seisoene werk saam, sodat daar 'n tyd kan wees waar daar druiwe hang aan die wingerd. En ons mis dit soms in ons eie geestelike lewe ook. Want net soos Jesus kom en hy hierdie wingerd gebruik as 'n illustrasie, en ons vanoggend 'n bietjie gaan gesels oor die seisoene van die natuur, is daar geestelike seisoene in ons lewens ook. En ons vergeet dit soms. Ons vergeet soms dat daar seisoene is. Ons wil die heeltyd in een seisoen leef. Ons wil net hê dit moet lekker gaan, dit moet goed gaan, dinge moet gebeur soos ons wil hê dit moet gebeur. Is amper asof ons wil sê, Here, asseblief, kan ons hierdie prentjie, hierdie tyd in my lewe net so amper vries, so die pausknopie druk. Ek wil net hier wees. Niks moet verander nie. Alles moet net so bly. En dit is nie so in die lewe nie. Daar is seisoene wat kom, seisoene wat gaan, en vanoggend is dit belangrik dat ek en jy dit weer hoor, dat daar seisoene is, nie net in die natuur nie, maar ook in ons geestelike lewe. So ek wil deur die seisoene hardloop van 'n wingerd net so vinnig. Nou kom ons begin by somer. Somer, en ek wil vir jou hierdie prentjie wys, dis hoe ons die wingerde ken hier in die Kaap in die somerseisoen. Dis wanneer die wingerde groen is, welig groei, vol lewe is, die druiwe begin groei, die druiwe kry sonlig, die druiwe word ryp en die druiwetrosse hang, en dis die mooiste tyd in die wingerd. En dis dalk net die tyd wat ek nou van gepraat het, waar ek en jy wil bly. En wanneer ons hierdie gedeelte lees in Johannes 15, dan dink ons dalk vir 'n oomblik, maar dis hoe dit altyd lyk in die lewe van 'n wingerd. Maar as jy in die Kaap bly en jy reis so bietjie en jy ry deur die jaar en jy gaan kyk wingerde deur die jaar, dan besef jy, maar dis nie waar nie. Wingerde lyk nie altyd so nie, en ons geestelike lewe ook nie. Daar is wel seisoene soos hierdie, somerseisoene, wanneer dit met ons goed gaan, wanneer die groen blare in ons lewe welig groei, ons geestelik sterk voel, ons gebede beantwoord word, ons beleef oomblikke van momentum, van energie, van vrug. En dit gaan met ons goed, en dis hier waar ons sê, Here, hier wil ek bly. In die somer wil ek bly. Maar as dit somer sou wees in die lewe van 'n wingerd, sal daardie vrug op 'n stadium net afval op die grond, en dan sal dit wat? Somer bly. Dit kan nie sonder die seisoene by die volgende somer uitkom, om weer vrug te dra nie. En dis waarvan Jesus hier praat in Johannes 15. Ons moet vrug dra. Maar ons wil in hierdie somerseisoen bly, en ons kan nie, want 'n somerseisoen is 'n goeie seisoen en 'n wonderlike seisoen, maar dis 'n gevaarlike seisoen ook vir ons geestelik.
Want wanneer dit met ons so goed gaan, wanneer dit alles so welig groei, en is groen, en ons gebede word beantwoord, en ons is op hierdie spasie waar ons sê, Here, ek wil net U wees. Dit gaan goed. Dit gaan goed met my besigheid floreer. Dit gaan goed finansiëel, almal is gesond, dit gaan goed in my huwelik, dit gaan net fantasties. Ons almal wil daar bly, maar dis 'n plek waar ons nie kan bly nie, want dit is 'n gevaarlike plek ook. Want dis daai selfde plek waar dit so met jou goed gaan, waar ons op 'n plek soms kom, waar ons begin dink, ek het die Here nie regtig nodig nie. Waar ons minder begin bid, minder begin afhanklik raak, meer op onsself begin vertrou. Dalk dink, dit is dalk tog ek wat so wonderlik is, dat my besigheid floreer. Vergeet van die genade van die Here. Vergeet van die guns van die Here. Vergeet van sy hand wat voorsien. Dis die gevaar van 'n somerseisoen. Maar dit is baie belangrik dat ons selfs wanneer ons in hierdie somerseisoene van ons lewens is, soos 'n wingerd, dat ons afhanklik sal bly en dat ons, en ek gaan dit bly sê en ek gaan dit 'n hele paar keer herhaal, en ons sê dit al die hele reeks al, dat ons sal bly in Hom. Ons is lote wat groei uit die wingerdstok uit. En die lewe kom uit Christus uit. In Christus is daar lewe. In Christus is alles. En ek is 'n loot wat geanker moet wees, moet groei uit Christus uit. En vanuit daardie groei is daar vrug wat die Heilige Gees produseer in my lewe. En in 'n somerseisoen ook. Ons moet baie bewus wees. Dis God se voorsiening, dis God se hand, dis God in my lewe. Ek moet in Hom bly, al gaan dit hoe goed, al gaan dit hoe wonderlik. Ek kan nie nou laat gaan nie, ek kan nie minder bid nie, ek kan nie vir 'n oomblik vir myself op die skouer klop en sê, it's all about me. En ons doen dit. So kom ons wees bewus, in 'n somerseisoen, wanneer die vrug begin groei en dit goed gaan, dat ons sal weet, ons moet in Hom bly, en in hierdie wingerdstok bly, al is die seisoen hoe vrugbaar. Nou, geen wingerd bly groen en bly in die somer vir altyd nie. In die Kaap kom die somer, maar as die somer tot die einde kom, dan beweeg ons so in herfs in. En dis waar ons nou is, en dis waar ons nou deurgaan, so op pad na winter toe, is ons herfsttyd. Nou herfs is 'n tyd waar die blare begin verkleur, dalk hierdie mooi geel, oranje, rooi, bruin in die wingerde. Dis mooi, maar dis ook 'n teken dat verandering kom. En ons as mens is tog, so nie altyd oop vir verandering nie. Maar as hierdie herfstseisoen in die wingerde waar die blare verkleur, maar is ook tyd hier aan die einde van die somerseisoen, so tussen Januarie en soms so tot April maand se kant, waar dit ook parstyd is, waar die druiwe moet van die wingerde afgehaal word. Hangende watter druiwe dit is, in die wynbedryf, hang af watter druiwe gebruik word vir watter wyn, wanneer dit afgehaal word en wanneer dit gepars word en verwerk word. Maar hier einde somer, begin herfs, is wanneer die vrugte moet afkom. Weer 'n keer, die vrugte kan nie hang en vrot word aan die wingerd nie. En hier is waar die verandering kom, en hier is waar die vrug op ons takke gebruik moet word. En hier is waar dinge soms ongemaklik word. Want soms wil ons in die somer bly en sê, Here, ek wil soos 'n skouperd wees, ek wil hierdie mooi modelwingerd wees, ek wil druiwe trosse hê wat hang, ek wil hê mense moet kyk en sê, wow, jy's 'n mooi kind van die Here. Och, jou vrug is mooi, joh, jou blare lyk mooi. Maar sodra die seisoen so 'n bietjie verander, en God nou skielik my vrug wil gebruik, dan raak dit so 'n bietjie ongemaklik. Want nou moet die vrugte gepluk word, nou moet die vrugte gebruik word, nou moet die doel van die vrug tot daardie doel gebruik word. Want die vrug van die Heilige Gees is nie ons lewens vir ornamente nie. Dis nie net vir mooiheid nie. Dis nie vir komplimente nie. Dis nie vir, och, jy's so 'n goeie pa. Joh, jy's 'n fantastiese mamma. Joh, jy doen so mooi. Ek sien Jesus in jou, ek sien hom, ek hoor hom in jou. Dis wonderlik. Maar dis nie al nie. Daar is 'n lewe om te leef en daar's vrug daar buite wat gesien moet word, gehoor moet word, meer as dit wat geervaar moet word. En dis wanneer druk kom, dis wanneer verandering kom, dis wanneer opoffering soms kom. Dis wanneer ons self op ons moegste is soms, wanneer die Here kom en ons na iemand toe stuur, om iemand te gaan dien. Is laat daai vrug, Christus se karakter wat in jou lewe groei en sigbaar is. Laat Christus nou gehoor word en geervaar word, langs iemand wat seer het. Al het jy dalk self seer.
En dis 'n ander seisoen, hierdie herfstseisoen is soms in die lewe van gelowiges. Waar dinge so 'n bietjie verander en ons so 'n bietjie gedruk word en dit iets kos en ons sê, so ons kyk rond en is nie meer so groen en welig en is asof alles meer op autopilot gebeur nie. Skielik is daar nou dinge wat krap, skielik is daar druk. Skielik kom geduld, daai geduldvrug wat ons tog so lief is voor. Skielik kom daardie geduldvrug en hy wil nou gepluk word. En hy Bellville taxi ry jy voor jou in op 'n Sondagoggend op pad kerk toe as jy moet preek. Hulle ry Sondagoggende ook, as jy agterkom. En hulle ry nie beter op Sondagoggende as op die ander oggende nie. Hy hoef nie in die geel baan, hy hoef nie voor jou te druk nie, daar's baie ander spasie, minder verkeer. Maar nou word die vrug gepluk. Nou skielik is daar druk, nou skielik is daar 'n situasie waar hierdie vrug moet sigbaar word. Waar dit nou nie meer net aan 'n tak hang en mooi lyk nie. Nou skielik is daar druk, daar is opoffering, dit vra iets, dit kos iets. Dalk moet jy ander mense deur pyn help en jy verstaan self nie eers jou eie pyn nie. Maar God stuur jy en hy sê, gaan luister, gaan hê lief, gaan gee om, gaan bid, gaan vertrou die Here saam met daardie persoon. En alles in jou wil sê, Here, maar ek vertrou U nog vir my situasie. Die Here sê, die vrug, die karakter van Christus wat leef in jou, omdat jy 'n loot is wat uit die wingerdstok Christus uitgroei, moet daai vrug sigbaar wees en Christus moet geervaar word. En dan word ons gestuur en dan word ons gebruik. Dalk moet jou getuienis met iemand gedeel word, dalk nog in die middel van jou seer kry. Maar dis wanneer hierdie vrug skielik gepluk word en tot sy doel kom in en deur ons lewens. Johannes 15 vers 8, dis nie op die skerm nie, ons het hom 'n paar keer gelees die afgelope paar weke. Kom Jesus en hy sê, hierin word my Vader verheerlik. Dan sê hy, dat julle baie vrug oplewer. Ons lewens moet God verheerlik. Ons lewens moet hierdie druiweboer, hierdie God, hierdie tuinier, die een wie se hand op ons wingerd is, wat op ons lewens is, alles in ons lewe moet hom verheerlik. En die vrug in ons lewens ook moet hom verheerlik. En soms kos dit 'n prys. Soms is dit ongemaklik. Soms wil ons sê, Here, net nie nou nie. Here, daai kollega wat ek het nie nou krag nie, Here. Asseblief, ek sien nou aangestap kom in die paadjie. Here, kan ek nie hierdie kant toe nie, kan ek nie daai kant toe nie. En jy ervaar net, vandag is die dag. Gaan vra hoe dit gaan. Kom naby. Laat toe dat ek deur jou werk. En dis hierdie herfstseisoen. Die vrug skielik kom en God word verheerlik. Belangrike deel in die seisoen van 'n wingerd. Uit herfs uit beweeg ons in die winter in. En nou verander die wingerde drasties. Nou val daardie pragtige gekleurde herfsblare af. En daar's net kaal takke in die wingerd. Geen druiwe nie, geen blare nie, niks. En wat interessant is, wanneer die wingerd so lyk, dink jy dat die druiweboer tussen die wingerde deurloop, paniekerig, bekommerd, benoud, van die wingerd is dood? Nee, hoekom nie? Want die druiweboer verstaan seisoene. En die druiweboer het die vermoë om lewe te sien, al sien ek en jy net dood. En wanneer ek en jy in so 'n geestelike winterseisoen is, en ons kyk om ons rond, dan is ons geneig om te sê, "Sjoe, Here, waar is die groen blare dan nou? Waar is die mooi vrug dan nou? Here, dis nou nie meer so maklik nie, dis nie lekker nie." En asof dit nie erg genoeg is, dat al die blare afval en dan nie meer vrug is nie, asof dit nie erg genoeg is nie. Wintertyd is snoeityd. Ons het oor snoeityd gepreek. Wanneer hierdie druiweboer kom, sê Jesus in Johannes 15, en hy kom sny daai lote af wat nie vrug dra nie. En dan die lote wat wel vrug dra, die snoei hy nog ook. Hoekom? Sodat hulle meer vrug kan dra. En dis hier wat in die winter gebeur. Hierdie druiweboer kom en hy sny die ou takke weg. Hy sny hierdie onproduktiewe groei weg, oormatige lote weg. Hoekom? Omdat hy kwaad is vir die wingerd? Omdat hy die wingerd wil straf? Want dis baie keer wat ons mos glo, wanneer God ons kom snoei. En dit kom uitsny uit ons lewens uit wat nie hoort nie. Dan voel ons soms, "Sjoe, die Here kom straf nou. Hy is seker kwaad vir my." Baie keer sal mense by ons kom sit as pastoor en sê, "God straf my, hy hoor my nie meer nie." En al wat dit is, jy's dalk in daardie winterseisoen waar God besig is om te werk en jy kyk rond en jy sien dit nie en jy ervaar dit nie. Daar's nie onmiddellik resultate nie.
Maar die druiweboer kom en hy kom snoei sodat daar meer vrug kan dra. Nie omdat hy kwaad is vir die wingerd nie, inteendeel. Hy kom en hy sien hierdie potensiaal. Hy kom stap deur die wingerd en hy kom snoei die lote, sodat daar, wanneer die lente kom, nuwe groei kan wees. Sodat daar, wanneer die somer kom, beter vrug kan wees, meer vrug kan wees. En so is God aan die werk in my en jou winterseisoen ook. Winterseisoene is soms stil en stadig en onseker. Dis daardie seisoene in ons lewens waar ons aanhou bid, aanhou vertrou, aanhou opdaag, al sien ons niks, al voel ons niks, al kyk ons rond en dis 'n moeilike seisoen. Maar dis 'n belangrike seisoen. Want winter leer ons om op God te vertrou, selfs sonder dat daar onmiddellik resultate is. 'n Kaal wingerd is nie 'n dooie wingerd nie. Wanneer dit in ons moeilik gaan, beteken dit nie God is nie daar nie. Psalm 1 praat van daardie boom wat geplant is langs waterstrome, wat vrug dra op die regte tyd. En dis wat God kom doen. Hy's betrokke in ons lewens, en al is daar nie vrug nie, al is daar nie blare nie, al is daar niks om ons nie, dit gaan moeilik en ons word nog gesnoei ook. Kom ons vertrou die druiweboer. Kom ons bly in die druiwestok. Kom ons besef, ek is nog steeds 'n loot, al is daar nie blare aan my nie. Ek kyk rond, en skielik voel dit vir my, Here, ek bid, maar jy antwoord nie. Skielik is dit 'n seisoen waar dit moeilik gaan, waar daar uitdagings is, en ek wil hoop opgee, en ek wil moed opgee, maar weet dat God is aan die werk in die winter in ons lewens ook. En God is besig om, ek wil amper sê so tussen ons deur te stap, en die kaal takke te sien, en selfs te snoei, maar hy is besig om volgende seisoen se vrug reeds te sien aan kaal takke waar nog niks hang nie. En ek wil vanoggend vir jou sê, ek weet daar's mense wat dit vanoggend moet hoor. God is aan die werk in jou wintertyd. Al voel jy, hy's nie by jou nie. Al voel jy, hy's ver. Al voel jy, hy het jou gelos, hy het jou verlaat. Al voel jy, hy straf jou. God is nie weg nie. Hy het nie weggestap nie. Hy het jou nie begewe nie, hy het jou nie verlaat nie. Hy is steeds by jou, hy is steeds met jou. Jy is nog dieselfde wingerd wat Johannes 15 hiervan praat. Jy is dieselfde loot in dieselfde wingerdstok. Net omdat die blare nie meer daar is nie. En jy nie sy hand kan sien soos jy dit wil sien, of sy seën kan sien soos jy dit wil sien nie, beteken nie die druiweboer het jou gelos nie. Hy is steeds aan die werk. Kom ons vertrou die druiweboer. Kom ons bly net in die wingerdstok. Kom ons bly in Christus. En dis nie net snoeityd nie. Winter is belangrik want dis rustyd. Dis rustyd in die wingerd se lewe. En hier is iets wat ons ook sukkel om te verstaan as mense. Ons wil altyd besig wees, altyd produseer, altyd sterk wees, en dan raak ons geestelik moeg en ons verstaan nie hoekom nie. Maar dit is belangrik om te rus. God het selfs in die natuur die ritme van rus geskep, die seisoene, sodat ons vrug kan dra op die regte tyd, soos daar die boom geplant by waterstrome. Wintertyd is 'n tyd dalk vir my en jou om net weer stil te word, net weer asem te haal, stil te raak voor God, weer bewus te raak van sy teenwoordigheid. Ons hardloop dalk nie, ons voel of ons produseer of iets doen vir die Here nie, maar soms is dit in daai stilte, in daai stil raak, waar jy net weer bewus raak van God wat aan die werk is, al sien ek niks, en al hoor ek niks, en al ervaar ek niks. Dan laastens gaan ons in die lente in die lente seisoen. Skielik, daar waar die druiweboer gesnoei het, skielik kom die groen uitloopsels. Temperature styg, die dormante wingerd begin wakker word, begin weer lewe. En daar's groei, en daar's groen, en daar's mooi, en is nuut. En net so in ons geestelike lewens ook. Daar kom 'n tyd wat winter verby is. Daar kom 'n tyd waar daar nuwe groei is, nuwe groen is, nuwe tekens van lewe is. En soms gebeur dit so stadig soos 'n wingerd wat uitloop. Soms is daar nie vandag 'n kaal stam en môre 'n tros druiwe nie. Dit vat tyd. Die proses begin nou weer. Die nuwe lote loop uit, nuwe blaartjies loop uit en groei in somer in, en daar kom vruggies weer, en die vrugte, en die hele proses herhaal homself weer. Maar nou kom die belangrikheid van, dis hoekom daar gesnoei moes word.
Dis hoekom daar winter moes wees. En dis hoekom daar nou nuwe groei is. Dieselfde wingerd, dieselfde Christus, dieselfde druiweboer, dieselfde God teenwoordig. Is in hierdie lente seisoen van ons. God kom en hy bring nuwe lewe. Na 'n moeilike seisoen dalk, na verlies, na droogte, na kaal takke, na snoei. Kom hy en Jesaja 43 sê hy mos so mooi, kyk, ek doen 'n nuwe ding. Ek doen iets nuuts. En God is altyd aan die werk en daar is seisoene in ons lewens waar daar nuwe groei kom. En die belangrike ding van lente is, onthou dat groei klein begin. Dit moet juist nie te vinnig groei nie. Klein lote, klein tekens van lewe, klein begin, maar God is stelselmatig aan die werk. Moet dit nie jaag nie, moenie God bevraagteken nie, laat hom toe om te doen soos hy wil, wanneer hy wil, in sy tyd, want daar is vrug wat moet kom op sy tyd. Ons kan vrug nie forceer nie. Geen wingerd kan 'n vrug uitdruk nie. Dis nie soos 'n hoender wat 'n eier lê nie. God is aan die werk en die vrug moet groei. En so in ons lewens ook. Ons kort na 'n moeilike tyd, na 'n stil tyd dalk, na 'n wagtyd dalk, is daar 'n nuwe passie vir God wat stadig begin groei weer. En 'n kort tydjie terug het jy gedink, God is nie meer daar nie. Ek weet nie meer of daar 'n God is nie. Ek weet nie meer hoekom dinge gebeur nie, ek verstaan niks nie. Skielik is daar weer iets aan die groei binne, nuwe dissipline, genesing, herstel, dalk 'n nuwe geloof wat soos daai uitloopslokkie is wat hier begin kop uitsteek in die binnekant. Dalk 'n nuwe visie. Na winter kom nuwe lote, na snoei kom groei. Dalk het jy gedink dis klaar, God is stil, dalk het jy moed verloor, maar God bring nuwe groei op die plekke wat dood gelyk het. Ek wil vra die aanbiddingspan met my kom aansluit. Die uitdaging van hierdie seisoene is dat as ons 'n verkeerde verwagting het in die verkeerde seisoen, veroorsaak dit reuse frustrasie. Ons verwag oes in planttyd of groei in snoeityd of antwoorde in 'n wagtyd en dan gebeur dit nie soos ons wil hê dit moet gebeur nie. Ons raak moeg wanneer ons die verkeerde dinge op die verkeerde seisoen soek en wil sien gebeur. Baie mense gee op in winter. Raak bitter en verhard in snoeityd. Raak moedeloos in 'n wagtyd, omdat hulle dink dat elke seisoen moet dieselfde voel. En elke seisoen is nie dieselfde nie. Kom ons vertrou die druiweboer. Prediker 3 kom en sê vir ons, daar's 'n vaste tyd vir alles. Elke ding onder die son het sy tyd. Kom ons vertrou die Here in ons lewens, in ons geestelike seisoene. Hy's aan die werk, al verstaan ek nie. Ek kan nie altyd volspoed hardloop nie. Ek kan ook nie altyd bly lê nie. Ek kan ook nie vir altyd bly rus nie. Maar daar is seisoene waar God aan die werk is en God bepaal die seisoene. Wil jy los met 4 dinge as jy notas maak, hoe om reg te reageer in elke seisoen. 1. Bly verbind aan die wingerdstok. Ek sê dit vir die 300ste keer. In die oomblik as jy vergeet, alles gaan oor om in Christus te bly. Die oomblik as jy dit vergeet, jou oë daarvan afhaal, gaan jy seer kry, gaan jy verkeerde besluite maak, gaan jy verkeerde verwagtinge en verkeerde seisoene hê, gaan jou net frustreer. 2. Bly getrou, selfs wanneer jy nie verstaan nie. Ek en jy hoef nie te verstaan nie. Ons vertrou 'n God wat weet, 'n God wat verstaan, 'n God wat ken, 'n God wat is, 'n God wat kan beskerm, 'n God wat genees, 'n God wat herstel, 'n God wat vrug gee in sy tyd. Kom ons vertrou God. 3. Moenie jou seisoen met iemand anders in vergelyk nie. Moes daai in 'n ander kleur gesit het, in 'n highlight gesit het. Want dis wat ons as mense doen, ons kyk rond en ons vergelyk my seisoen met die ou langs my se seisoen. En as ons nie in dieselfde seisoen is nie, is daar fout by my en die Here is liewer vir hom as vir my. Hy's dalk in somer en ek is in winter. En nou, hoe kan dit God wees wat daai ou seën en my straf vir hom gee en by my wegvat? Hoe werk dit? Moenie om jou rondkyk en jou seisoen met ander mense in vergelyk nie. Wees waar jy is. Vertrou God, en dis die vierde ene. Vertrou God se tydsberekening.
vir jou lewe, vir waar jy is en waar hy jou het. God verander nie tussen seisoene nie. Hy bly konstant, hy bly dieselfde, hy bly die getroue God, maar seisoene wissel. En God is teenwoordig en hy vorm ons in elke seisoen. Die sleutel bly in hom. En hy sal vrug voortbring in die regte seisoen. Kom ons vertrou God in elke seisoen. Ek wil saam met jou bid, en daarna gaan ons 'n lied saam sing. Ek wil saam met jou bid vanoggend. Ek weet nie in watter seisoen jy jouself bevind nie. Maar hierdie is 'n onderwerp wat jy na jou binnekamer toe moet vat. Tyd by God spandeer en sê, Here, ek het dalk nog nooit opgekyk, 'n bietjie rondgekyk of gevra in watter seisoen ek myself bevind nie. Ek neem aan ek is my hele lewe lank in somer. En as daar iets fout gaan, is dit dalk my skuld. Ek mis iets. Mis die Here. En intussen is God met jou besig deur seisoene, sodat jy beter vrug en mooier vrug kan dra, meer effektief kan wees. En ons is nie bewus van God wat dalk anders werk as wat ons dink nie. Dalk is jy in 'n somerseisoen van vrug, dalk is jy in 'n herfstseisoen van druk, dalk in 'n winterseisoen van snoei. Dalk is jy in 'n lenteseisoen van nuwe begin. Die belangrikste vraag vanoggend is nie in watter seisoen ek is nie. Die belangrikste vraag vanoggend is ek steeds verbind aan die drywestok. Dis die belangrikste. Bly in hom. Vertrou op hom. Glo in hom. Vertrou dat hy beter weet, die beste weet. En in watter seisoen ek myself dan ook al bevind. As ek by hom bly, sal hy my dra. Sal hy voorsien. Sal sy gees wat in my woon my lei. Om die regte besluite te maak op die regte tye. Kom ons vertrou hom. Kom ons vertrou ons dryweboer. Ons God, wat ons so lief het. En soms eenvoudig net te lief het om ons te los as ons is. Aan ons snoei, aan ons werk. Kom ons vertrou hom. Al is dit seer, al is dit ongemaklik. Al kyk ons rond en ons sien bruin blare in plaas van groen blare of geen blare, net takke nie. Koue wind wat waai. Here, wanneer gaan die son ooit weer skyn? Die son sal weer skyn. God is nie weg nie. Hy hou steeds styf vas. Hy is steeds met jou, hy is steeds by jou. Kom ons vertrou hom. Ons bly in hom. Daar waar jy is, maak jy oor saam met my toe. Here, vanoggend is ons baie bewus van U wat aan die werk is. En in hierdie reeks opnuut weer bewus hoe ek is net 'n loot. Ek is net hierdie takkie wat groei uit Christus uit. Ek moet in hom bly. Ek moet in U bly. Met my hele wese op U vertrou. En U kom en deur die Heilige Gees kom bring U vrug voort in my lewe. Word God verheerlik deur my lewe. Maar nou kom seisoene en dinge gebeur in my lewe wat ons nie verstaan nie. En Vader, ons sit hier 'n auditorium vol mense vanoggend, dalk almal in verskillende seisoene. Verskillende ervarings, verskillende vrae, verskillende bekommernisse. Van ons dalk in 'n fantastiese somerseisoen. Dit gaan wonderlik. Ek floreer. Help ons Here om nederig te wees in daardie tyd, bewus te wees. Dat dit gaan nie oor my nie, dit gaan oor U. U seën en U hand oor my lewe. U seën my sodat ek 'n seën kan wees. Here, U voorsien vir my sodat ek vrygewig kan wees dalk. Of vir watter rede ook al, maar dit gaan nie oor my nie. Here, dalk is die mense in 'n herfstseisoen waar dinge verander. Waar U vrug skielik sigbaar moet word en gebruik moet word. Waar U kom en vir ons stuur en mense ons pad langs stuur en mense kom en Christus moet hoor en sien en proe U aan ons. Dalk is daar druk as gevolg van omstandighede of uitdagings. Dalk is die mense in 'n winterseisoen van kaal takke, geen blare, geen vrug. Dalk is jy aan die snoei in harte vanmôre. Dalk is die mense in 'n lenteseisoen waar daar nuwe groei is. Waar ons onseker is, waar gaan hierdie groei heen? Maar ongeag in watter seisoen, help ons om vas te hou en die vraag te bly vra vir onsself, vir ons hele lewe lank. Van nou tot U ons kom haal, is ek verbind aan Christus.
Help ons Here om vas te hou aan wie U is, vas te hou aan die woord, vas te hou aan die beloftes, tyd by te spandeer, te werk in ons verhouding met U, op te hou rondkyk en ander mense se seisoene raak te sien, maar op U te vertrou en sê, Here, ek weet U is met my aan die werk, ek vertrou U met my hele lewe. U is my voorsiener, U is my redder, U is my verlosser, ek het U so lief. En Here, kom bid vir elkeen vanmôre hier. Dankie dat U aan die werk is in elke lewe. Here, of daar genesing vanmôre is, of dit is wat die behoefte is, dankie dat U ons geneesheer is. Here, as dit voorsiening vanmôre is, dankie dat U ons groot voorsiener is, wat kan voorsien verder bo wat ons ooit kan bid of dink of verwag. Here, as daar redding vanmôre nodig is, 'n uitroep is om te sê, Here, hier's ek, vergewe my. Dankie dat U ons redder is, ons saligmaker, ons verlosser is. Wat die behoefte ook al is, wat die seisoen ook al is, dankie vir wie U is vanmôre, dat U ons so lief het. Dat U ons nie los waar ons is, soos ons is nie, maar dankie dat U aan die werk is, en help ons deur U Heilige Gees, dat ons U sal toelaat om te kom werk. Nie net te kom werk nie, maar om deur ons te kom werk. Nie net in ons nie, maar deur ons. Gebruik ons, Here, dat hierdie vrug hulle doel sal bereik in ons lewens, hierdie Heilige Gees vrug. Mag mense dit sien, ervaar, mag hulle U sien, U ervaar, U hoor, in die manier hoe ons leef, besigheid doen, kinders groot maak, huwelike hanteer, wat ook al. Want U is ons God, en ons lewens wil U verheerlik. Mag U wil geskied, in elke lewe vanmôre, in elke detail van elke seisoen, elke stil oomblik, elke klein oomblik. Dankie dat U aan die werk is. Dankie dat elkeen van ons belangrik is in U oë. Ons kom vanmôre, ons gee al die lof, al die eer, al die aanbidding. En ons bid dit in Jesus se naam. En almal sê amen en amen.